Hebreërs 10 van vers 19 af. Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom, langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En ons het 'n groot priester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Laat ons ook daarop toelê, om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog na mate julle die dag sien naderkom. Net tot sover. Kom ons erken maar teenoor mekaar, dis nie 'n lekker ervaring wanneer 'n deur van iets waarop jy gehoop het in jou gesig toe gaan nie. Een van die dinge wat ons sê om onsself te help cope met hierdie ding is dat, as die een deur toegegaan het, dan sal daar seker tog 'n ander deur oopgaan. Dis 'n moeilike ding om te verteer, want dis iets waarop jy gehoop het wat vir jou weggeneem word. Dis 'n rigting waarin jy graag wou gaan wat vir jou geblokkeer word. En daarom sê ons, die deur van daardie ding het in my gesig toegegaan. Kyk ons na die woord van die Here, en ons kyk na die mens se verhouding met God. Wanneer die mens geskape word na die beeld van God, dan leef die mens in vrymoedigheid, in 'n volmaakte verhouding, in kompleet harmonie. Met ander woorde, daar's geen wrywing tussen God en die mens nie. En die mens is in God se teenwoordigheid. En dan kom die sondeval. En die sondeval slaan die deur van daardie teenwoordigheid in die mens se gesig toe. Die slegste nuus wat die mensdom ooit kon hoor, is die resultaat van ons eie optrede, die sonde. En dit is dat die deur toe is na die Here toe. Dat die deur na die Here toe in die mens se gesig toe gegaan het. In die Ou Testament, in die tempel, sien ons dat daardie spreekwoordelike deur word verteenwoordig in die voorhangsel wat in die tempel hang. So hoe die tempel gewerk het, is, daar was verskillende, kan ons maar sê, afdelings van die tempel, waar verskillende aksies plaasgevind het, en dan die allerheiligste, waar die ark van die Here gestaan het, en voor dit het daar 'n voorhangsel gehang, en niemand mag daar ingegaan het, behalwe net elke nou en dan, die hoëpriester, om 'n offer te bring, en 'n boodskap van die Here te ontvang. En as daai priester, julle moet kyk nou, of dink aan daai handeling, as daai priesters ingegaan het by die allerheiligste, dan het hulle weer uitgekom, en vir die mens kom sê, wat het die Here gesê. Bind daai frase so bietjie aan jou kop vas. So, ons eie sonde het ons van God vervreem. Ons eie sonde het die deur van God se teenwoordigheid in ons gesigte toegemaak. Maar die Here het nie daai deur toegelos nie. Hy stuur sy seun. Jesus maak die deur oop. In vers 20, nou hoor ons hierdie wonderlike ding. Daar word gesê, langs die nuwe en lewende weg wat Jesus geopen het. Hierdie is die verduideliking van Jesus se werk as hoëpriester. As jy Hebreërs gaan lees, miskien as jy dit eendag as 'n Bybelstudie doen, dan sal jy sien, hier van hoofstuk 4 af, dan word daar baie gepraat van Jesus as die ewige hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. Die volmaakte priester wat die priesterlike werk vervul. So die priesterlike werk in die Ou Testament was om die offers te bring, waardeur die volk versoening gekry het vir hulle sondes. En Jesus kom, en hy bring die laaste offer. Hy bring die finale offer, en dis wanneer hy sy lewe gee aan die kruis, en die wat hom volg in hom volmaak heilig raak. Dan hoor ons verder in die teks wat ons gelees het, en deur die voorhangsel heen gee die Here ons toegang tot die heiligheid. Die voorhangsel wat skeiding gemaak het tussen God en die mens, skeer in die middel deur, en die simboliek daarvan is, die deur het weer oopgegaan. Die slegste deur wat ooit in die mens se gesig toegegaan het,
het die Here weer oopgemaak deur sy werk. Dis die wonder van Jesus Christus, geliefdes, dat wat vir ons heeltemal weggeneem is deur ons sonde, kom en maak hy in volmaaktheid heeltemal oop. Daar's nie 'n element van straf wat ek en jy moet dra nie. Dis wat ons moet besef. Daar's nie iets wat ek en jy nog kan bydoen of moet bydoen nie. Die voorhang sal skeur, die deur het oopgegaan en 'n koninklike priestervolk word gebore. Ons gaan later verstaan. Dis 1 Petrus 2 wat na die kerk van die Here verwys as 'n koninklike priestervolk. En daai volk gaan in eenheid in die teenwoordigheid van die Here in. Dis waarvan ons wil gesels vandag, of waaroor ons wil gesels. Dat daar nie iets bestaan in God se boeke soos geloof en isolasie nie. En nou weet ek daar's mense wat inskakel wat hier kan wees, wat hulle self isoleer. So trek maar die skoen aan as jy moet. Maar hierdie teks, en later kom dit daarby uit, moenie wegbly van die samekomste van die gemeente af soos party se gewoontes nie. Maar hierdie teks wil die motivering daarvoor gee. Omdat toe daai voorhangsel geskeur het, toe Jesus ingegaan het by die heiligdom, het hy nie weer uitgekom nie. Soos die priesters in die Ou Testament uitgekom het via die heiligdom, het Jesus nie weer uitgekom nie. Nee, eerder het hy afgebreek wat skeiding maak tussen God en die mens, en hy die mens as die volk van God versamel in die teenwoordigheid van die Here. Laasweek het ons gehoor, die koning het oorwin en hy het 'n nuwe tempel gebou. Onthou julle wat Reinhold vir ons verduidelik het laasweek, dat wanneer konings oorwinnings behaal het, dan het hulle tempels gebou vir hulle gode. En as Jesus kom, en wat die ware God is wat mens geword het, en hy behaal die oorwinning, dan bou hy ook 'n tempel. En daai tempel is jy. Jy wat deur die Heilige Gees bewoon word. Jy wat met die Heilige Gees gesalf word. En dit bind ons in die teenwoordigheid van die Here. Daar's nooit weer 'n element of 'n oomblik van jou lewe waar jy afgesonder van God kan leef of hoef te leef nie. Waar jy in isolasie van God hoef te wees nie. Ons praat baie keer in Ou Testamentiese taal en sê ons gaan Sondag op na die kerk om God te ontmoet. Dis nie die waarheid nie. God ontmoet ons waar ons is, want sy Gees is oor ons uitgestort. Ons is die tempel van die Heilige Gees. God ontmoet ons oral en altyd. Die punt waarby dit ons bring is dat ons moet verstaan dat kerk wees is 'n staat van lewe. Dis nie 'n plek waartoe jy gaan nie. Wanneer ons hier by mekaar kom, dan bring die Here ons by mekaar om opleiding te kry. Om te kom stil raak voor sy woord. En om opgelei te word om voetsoldate te wees in die wêreld. Nie soldate wat beklei nie, maar wat die lig van Jesus bring buite in die wêreld. Dis 'n staat van lewe. En daarom sê die teks vir ons, laat ons daarom ingaan. Om te lewe in God se teenwoordigheid is om met die bewustheid te leef dat my hele lewe is 'n erediens aan die Here. Sien, deur die tyd heen het ons so begin praat oor die erediens, dat die lewe wat ons hier leef vir 'n uur Sondag en die lewe wat ons gaan leef daar buite in die wêreld, die hoeveel ure tussen die Sondae heeltemal verskillende lewens is. Selfs 'n lewe wat baie keer met mekaar bots. Dis nooit die Here se bedoeling nie. Dis iets wat ons gemaak het. Ons as mense het dit gemaak. Om te sê daar's net een erediens en dis Sondagoggend 9:00 of Sondagaande 6:00 in Benoni. Wanneer ons ingaan in die teenwoordigheid van die Here, dan raak dit ons staat van lewe om voor die Here te leef en moet ons hele lewe as 'n erediens leef. Karen Kingsbury skryf 'n boek wat sy hierdie hele tema aanpak. Ek weet nie wie van julle lees Karen Kingsbury nie. Toe ek nog tyd gehad het vir storieboeke lees, het ek graag. Maar sy skryf, en die boek se titel vat eintlik saam wat sy skryf. Sy sê In Between Sundays. Dis goed, ek kan sien wat doen jy Sondag hier as jy hier is. Maar wat doen jy tussen Sondag? Ek kan sien, hier raak jy stil voor die woord van die Here en jy leef die woord uit, jy sing die woord, jy maak 'n belydenis oor God. Maar wat doen jy tussen Sondag,
met daai woord, met daai belydenis, met daai diensbaarheid, met die gawes. Dis wat die vraag is. So, ons lewe in die erediens aan God. Ons is nou 'n priestervolk wat die offer moet bring. Dis waar ons nou is. Jesus het die offer gebring en deur sy offer het ons volmaak by die Vader ingegaan. Maar daarin word ons 'n priestervolk wat ook offers moet bring. Maar ons offer wat ons bring is nie om ons te red nie, want Jesus het ons reeds volmaak gered. Dis nie om jou skuld te betaal nie, want jou skuld is volmaak betaal. Dis om jou lewe te wy as 'n offer aan hom wat jou volmaak gered het. Romeine 12 vers 1 leer vir ons: en ek doen nou 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as 'n lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Hoorie, dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Want iemand wat deur die voorhangsel, deur die geopende deur heen instap, in die heiligdom van die Here, kan nie meer leef soos hy geleef het toe hy buite dit gestaan het nie. Vir iemand wat daai deur oopgaan en in die heerlikheid van God se teenwoordigheid ingaan, kan nie meer leef soos voorheen nie. Wanneer ons lewe in die teenwoordigheid van die Here, verander alles wat ons doen, hoe ons dink, hoe ons ingestel is, wat ons met ons lewens wil bereik, wat ons met ons pa wees en ma wees en gesin wees en man wees en vrou wees wil bereik. Alles word nou bepaal deur hierdie dinamika van God se teenwoordigheid, van die wete, ek leef saam met die Here. God ontmoet my heeltyd waar ek is. God is ook daar as ek gly en val om my op te help, maar in liefde ook te vermaan en aan te spreek. Hy's daar om my te beskerm, hy's daar om my toe te rus. Is om my lewe te leef in Jesus, is wat dit beteken om 'n heilige offer te leef. Want sy offer was die volmaakte heilige offer, om oorgegee aan hom in sy weg, manier van lewe te leef. Dis wat vir God aanneemlik is, wanneer ek en jy in Jesus leef. Want aan die ander kant van die oop deur, geliefdes, is die weg. Ons teksgedeelte leer vir ons verskillende dinge van hierdie weg. Maar vir julle wat die pitstoppe luister, sal weet dat ons so 2 weke terug begin het om die pitstoppe se titel roete 146 of roete 14:6 te maak. Dit verwys na die teksgedeelte Johannes 14:6 wat sê, waar Jesus sê ek is die weg en die waarheid. So, hoe bring ons 'n heilige offer wat aanneemlik is, as net Christus vir God aanneemlik is? Ons gee ons lewe oor in hom. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Ek lewe my lewe so ingeplant op Jesus, dat ek ook soos Paulus sê, dis nie meer ek wat leef nie, maar die Here wat in en deur my leef. En hoe doen ek hierdie lewe? Hoe plant ek my lewe in op Jesus? Ek bely en ek aanvaar en ek hou vas aan hom as die weg en die waarheid. Wanneer iemand vir my vra, Reinhard, wat is die waarheid oor jou lewe? Hoekom bestaan jy? Sê ek, die Here se waarheid is my waarheid. Iemand vir jou vra, wat is die rigting waarin jy jou lewe wil invat? Waarin jy wil lewe, wat jy wil bereik? Sê jy, dit wat die Here my roep om te doen. En as ons self ondersoekend moet vra vir ons wat hier is vanoggend, en by die plek moet uitkom waar ons vra, maar is die waarheid vir jou lewe heiliglik die Here se waarheid en die rigting vir jou lewe heiliglik die Here se rigting, of het jy so verstrengel geraak in 'n poging om te oorleef in hierdie ratreis waarin ons is, dat jy op allerlei ander paadjies afgegaan het? Dis die vraag van selfondersoek wat ons moet vra. Ons moet in hierdie weg Jesus volg sonder onderbreking, sonder dat ons enigsins kompromie met sy waarheid of roeping aangaan. Hoor wat leer vers 22 ons. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart. Die Griek sê letterlik, lewe jou lewe met jou motiewe in lyn. Wat is die motief van my lewe? Wat is die motief waarmee ek my werk doen en my kinders grootmaak en 'n man is vir my vrou? Wat is my motiewe? Dis wat hierdie teksgedeelte vir jou vra, om vir jouself te vra.
Wat is my motiewe? Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart. Met ander woorde, om elke dag voor die Here myself te belyn met sy motiewe vir my lewe. As ek my lewe belyn met God se motiewe vir my lewe, dan gaan soek ek, wat is my roeping? En wat moet ek in hierdie roeping doen? Ek gaan soek, hoe lyk die werk van die Heilige Gees en hoe gee ek oor daarin om daai werk te doen? Ek belyn myself met die weg van die Here. Dan sê hy die volgende is, min volle geloofsekerheid. Aan die ander woorde, hoe lewe ons in God se motief vir ons lewe? In die vertroue dat hy dit saam met ons doen. En wie is ons hier binne? Wie is jy vandag? As iemand vir jouself of vir jou vra, wie is jy in jou wese? Die volgende tekste leer, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete, en ons liggaam is skoon gewas met water. Dis wie ek is, en dis wie jy is wat glo. Iemand na wie God kyk en sê, hier's 'n kind van my, besprinkel op sy hart, skoon gewas van sy sonde, vry van 'n slegte gewete, met ander woorde, die bagasie van jou sonde, die bagasie van jou verlede, die seer van jou foute, kan jy agter jou los, skoon gewas om ook uiterlik 'n nuwe lewe te leef as priestervolk van die Here, wat hulle lewe offer aan God. En in hierdie weg, geliefdes, kan ons met hoop lewe. Dis die wonderlike ding van die roeping van God. Dis die wonderlike ding van God se motief met jou lewe. Dis 'n heilige roeping, dis 'n heilige motief, waarin God volmaak betrokke is en waarin hy heerskappy voer. As jy so deur die boek Hebreërs blaai en jy lees oor die Here se rol binne in jou uitleef van jou roeping, dan is al hierdie wonderlike dinge wat ons hoor. In hoofstuk 10 vers 16, dan staan daar, God beloof om die wet op jou hart te skryf. Met ander woorde, vir jou wat committed aan die woord van die Here, committed aan sy waarheid vir jou lewe leef, beloof hy om daai waarheid in jou hart neer te lê, dat dit deel raak van jou natuur. In hoofstuk 13 vers 21, dan hoor ons, en hy beloof om wat goed is in sy oë in jou hart en jou lewe te werk. Met ander woorde, die Here sê, ook wat ek van jou verwag, sal ek in jou bewerk. Wat moet jy doen? Oorgee. En die Here se wil en roeping soek. Hebreërs 10 vers 17. Ek beloof om nie meer aan jou sondes te dink nie. Is dit nie die wonderlikste ding wat jy in jou lewe al gehoor het? As jy vanoggend hiernatoe gekom het bewus van jou swakheid en jou feilbaarheid en hierdie woorde hoor, God beloof om aan jou sonde nie meer te dink nie in Jesus Christus. Daar's nie beter nuus as dit nie. Hebreërs 10:14, hy beloof dat ons altyd volmaak vergewe sal word in die offer van Jesus, soos Jesus vir ons intree, ook by die Vader. In hoofstuk 13 vers 59, God beloof om jou nooit te verlaat of in die steek te laat nie, om elke oomblik saam met jou te wees. In Hebreërs 12 vers 10, hy beloof om uit al ons pyn goed te bring. En God wat beloof, hou sy woord. So wanneer jy op die weg en in die waarheid van die Here gaan leef en jou motiewe en God se motiewe met jou lewe met mekaar in lyn kry, dan is dit ook die beloftes wat die Here aan jou maak. Want daar's net een deur en net een weg en dis Jesus Christus. En daarom sê die Here, het julle mekaar nodig, omdat julle saam op hierdie pad moet gaan. In die Nuwe Testament dan word die Christene die mense van die weg genoem. Dis die mense wat Jesus volg. In ons jeugbediening praat ons van dust. Ons is so naby aan die voetspore van Jesus dat sy stof op ons gaan lê. Maar die Here weet dat hierdie navolging vir ons 'n moeilike weg is om te stap, in die sin dat ons as mense baie struikel en swakhede het. En daarom sit hy ons by mekaar. Hy voeg ons by mekaar en dan sê hy vir ons, spoor mekaar aan in hierdie teks.
En daar word 'n groot klem gelê daarop wanneer jy gaan kyk in die oorspronklike taal, spoor mekaar aan tot liefde en goeie dade. Elkeen van ons het nodig om te weet dat die Here ons saam met ander mense sit, omdat ons uit en van mekaar moet leer, omdat ons vir en saam mekaar moet bid, omdat ons saam moet werk in die bediening van die koninkryk van die Here, omdat ons gawes wanneer dit saamkom, 'n volmaakte of die volmaakte wil en plan van die Here dien. Iemand stuur nou die dag vir my 'n boodskap. Ek wil vir my na die tyd sê wie dit was. Ek kan nie onthou nie. Ek kry baie boodskappe nogal. En in die boodskap praat dit van 'n of ander boerevereniging of iets wat by mekaar kom. En die boer wat bid, of die een boer wat gevra word, sal jy met gebed open. En die ou trek weg en hy sê, ag Here, U weet hoe ek karringmelk haat. En Here, U weet hoe ek 'n eier oor my lippe nie kan kry nie. En Here, U weet, as ek 'n hap roumeel vat, dan wil ek myself amper dood verstik. En Here, U weet hoe ek suiker nie kan verdra in my mond nie, dis so soet. Here, en U weet hoe sout my laat gril. En die boere hier om hierdie boer begin half hulle oë oopmaak en vir mekaar kyk en wat gaan hier aan? En die boer kom en hy sê, Here, maar U weet, wanneer ons al daai goed by mekaar sit, dan kry ons die lekkerste karringmelkbeskuit. En dit geniet ek nou nogal. En hy praat van die moeilike en slegte situasies van sy lewe, maar so is dit ook in die priesterlike heiligdom. Dat ons is verskillende bestanddele deur God saam mekaar gesit om 'n beter produk aan die wêreld te bedien. Dis ons roeping. Dis wat die Here wil bereik. En daarom sê hy vir jou, spoor mekaar aan. Kom saam met mekaar in aanbidding. Moedig mekaar aan. En niks van hierdie goed doen, of niks van hierdie goed kan gedoen word wanneer jy jouself isoleer nie. Daarom roep die Here jou, kom saam. En nou moet ons teenoor mekaar erken, en ons gaan afsluit hiermee, is dat in die meeste gevalle, waar ek en jy sukkel om met mekaar oor die weg te kom, en ek bedoel nou nie net ek en julle nie, ek bedoel julle met mekaar, waar ons ook besluit om onsself te isoleer van gemeentelike betrokkenheid, waar ons besluit, ag weet jy, 'n gemeentekamp is nie vir my nie, of daai funksie waartoe hulle my wil nooi is nie vir my nie, of 'n roeping tot leierskap is nie vir my nie. In die meeste gevalle, party gevalle het meriete, so ek veralgemeen nie asseblief. Daar's meriete, maar in die meeste gevalle waar ons koppe stamp, is dit maar net oor ons eie geite. Ons is vol geite, vol dingetjies en daadjies. En ons is onregverdig met mekaar. Baie. Dieselfde maatstawwe waarmee ek ander mense meet, weier ek om gemeet te word. Dis wat ons doen. Ek dink meeste van ons. Ons is hard met mekaar. Ek verwag volkome vergifnis en deernis met my swakhede en sondes, maar jou sonde het my verontreg, so moenie dink dat ek jou sal oorsien nie. Ons is hard. Ons is hardkoppig ook. Moenie dink ek sal ter wille van jou verander nie. Of die prys gee, of die bes gee, of erken of bely nie. Dis nie wat pas by 'n koninklike priesterdom nie, geliefdes. Dis nie wat pas by disippels nie. Disippels is tog mense wat soos Jesus na ander mense toe gaan. Hoe lyk dit waar Jesus na mense toe gaan? Jesus gaan na mense toe met die maatstaf van liefde. Jesus gaan na mense toe in diensbaarheid en nederigheid. Jesus gaan na mense toe wat vir hom verontreg het, teenoor hom oortree het, en hy help hulle op en hy maak hulle vry. Jesus is bereid om opofferings te maak, soveel so dat hy sy lewe gee. En daarom sê die Here vir ons in 1 Petrus 2 vers 4 tot 5, kom na hom toe. Kom na Jesus toe.
die lewende steen wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir 'n ereplek uitgekies is. Wat gaan gebeur as jy dit doen? Om na Jesus toe te kom en jou lewe in hom oor te gee en op weg saam met hom te wees. Deur die deur van die wagter, die weg van die waarheid te gaan. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heiliglike priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God goed is. Dis wat gebeur. Waar mense sê, weg met my weg, op weg saam Jesus. Hoor hierdie woorde, weg met my weg, op weg saam Jesus. Die voorhangsel het geskeur, en hy bly vir ewig geskeur. Die priester het ingegaan, hy het nie weer uitgekom nie, hy het oopgemaak. Hy nooi ons om as 'n eenheid, saam met hom die lewe te doen. Ons is op 'n nuwe weg, saam met hom wat ewig is. Ons is op pad saam met Jesus, om ons lewens as 'n erediens, 'n offer wat vir God aanneemlik is, in eenheid saam as 'n koninklike priesterdom tot eer van ons koning te leef. Mag jy vandag besef en weet dat jy lewe elke oomblik in die heiligheid van die Here, om op weg, op Jesus se weg, saam met die Here te gaan. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg dat ons weggeruk is van die weg van die wêreld. Weggeruk is van ons eie weg. En nou sukkel ons so baie om nie ons voete terug te sit in daai ou weg nie, om weg te bly van daai weg af. Sukkel ons so baie om by die regte deur in te gaan en nie die verkeerdes nie. Tog is dit vir ons so duidelik, want die woord is vir ons so duidelik en verstaanbaar en verteerbaar. Ons ken die weg, ons sien dit, ons hoor dit, ons leer dit by U. Help ons daarom om roete 14:6 mense te wees. Mense wat op U pad leef. Mense wat by U deur ingaan. Mense wat U verheerlik. Deur as 'n heilige, koninklike priesterdom ons lewe as 'n offer aan U te wy. 'n Offer wat oorgee aan Jesus Christus en daarom vir U aanneemlik is. Wil U vir elkeen van hierdie disippels van U wat voor my sit vanoggend die krag en die vrymoedigheid en die vermoë gee om hulle lewe in totaliteit aan U oor te gee en U te volg met alles wat hulle is, het en kan. Wil U deur die krag van die Gees in elkeen van U kinders werk, Vader, om opgewek binne in U krag ook, die evangelie boodskap in die wêreld uit te dra, mekaar te versterk, mekaar aan te moedig, mekaar te vermaan, mekaar lief te hê, mekaar te dien en bedien. Ons bid so van die Here in Jesus se naam. Amen.